Goeiedag, deel 1 van Satan vir 1000 jaar gebind. Wat beteken dit? Dat Satan vir 1000 jaar gebind sal wees en dan weer vir 'n rukkie vrygelaat sal word, so kort voor die einde van die Bybel. Kom ons kyk. Ons lees vandag net Openbaring 20 vers 1 tot 3. Die Satan word daarso vir 1000 jaar gebind. Vers 1. Toe het ek Johannes, 'n engel uit die hemel uit sien kom, met die sleutel van die onderaardse diepte, en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp, en hom vir 1000 jaar vasgebind. Vers 3. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, en dit toegesluit, en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei, voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Goed, kom ons oordink bietjie hierdie eerste 3 verse vandag, né? Die almagtige God bind die Satan vir 1000 jaar, voor die finale oordeel. Maar net voordat ons begin, wat sou jy sê beteken dit vir jou persoonlik, die Satan gebind vir 1000 jaar? En wanneer begin die begin van die 1000 jaar en wanneer eindig die 1000 jaar? Net 'n paar gedagtes oor die paar verse wat ons nou net gelees het, om te oordink en jouself te antwoord. Nommer 1. Hou die kettinge hom, die duiwel, vas, dat hy nou magteloos is? Nommer 2. Is hy nou onder die aarde iewers met kettinge geboei? Gevange? Nommer 3. En wat sal gebeur as God hom na 1000 jaar weer loslaat? Nommer 4. En hoekom dink jy sal God Satan dan weer 'n rukkie loslaat, na 1000 jaar verloop het? En die laaste gedagte. Wat sal dan met Satan na 1000 jaar gebeur? Wat sal met hom gebeur? Johannes in die gees het 'n engel uit die hemel sien kom. Die engel staan in diens van God. God die Vader is in die hemel, en die gekruisigde Jesus wat opgestaan het, is aan die Vader se regterhand. God regeer alles en almal deur sy seun Jesus. Die almagtige God is in beheer van die wêreldgeskiedenis. Hy alleen beskik en beheer oor alles, as ook die eindoordeel. Die engel het die sleutel van die onderaardse diepte in sy hand, het ons nou net gelees. Hierdie beeld beteken, God beheer alles. Ja, ook die onderaardse diepte, of terwyl die hel. Die onderaardse diepte is die naam vir die woonplek van die duiwel, die hel. En ons hoor alreeds van die onderaardse diepte daar in Openbaring 9 vers 1. En die sleutel van die skag na die onderaardse diepte is aan hom gegee. Nou, die engel het ook 'n groot ketting in sy hand gehad. En 'n ketting word gebruik om iets of iemand mee vas te bind. Die Satan is baie sterk en 'n gedigte vyand, wat net met sterk geestelike kettinge gebind kan word. Hier leer die Here ons om nie ligtelik oor die duiwel te dink en om ligtelik oor hom te praat nie, want hy is 'n geweldige vyand, ons doodsvyand. Ja, Johannes het gesien dat die engel die draak gryp en hy bind hom vir 1000 jaar. Die draak is die slang, die duiwel wat die Satan is. Hierdie name beskryf die boosheid van die duiwel. En die bind van die Satan het ons reeds in Openbaring 12 gekry. In daardie hoofstuk het ons gesien dat die duiwel op die aarde neergewerp is. Hy kon die kerk van Christus nie oorweldig nie. Hy is nie toegelaat om die kerk so seer te maak nie. En hier
In Openbaring 20 het Johannes die gesig gesien dat die Satan gebind is en dat hy nie die nasies kon gebruik om die kerk te vervolg, soos hulle graag wou nie. Hoekom nie? Want hy was gebind en deur God beperk, sê Openbaring 12 vers 14. Dit is nodig om meer oor die bind van die Satan vir 1000 jaar te sê. Daar's 2 vrae. Wie bind die Satan? En die vraag 2, wanneer word die duiwel gebind? Die eerste vraag, wie bind die Satan? Die antwoord kry ons in die Ou en in die Nuwe Testament. Die eerste plek sien ons in Genesis 3 vers 15. Dis een uit die nageslag van die vrou. In Lukas 1 vers 30 tot 33. Hierdie een is Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste God, wat uit Maria gebore is. En dan 1 Johannes 3 vers 8b. Die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. So, God bind die Satan dus deur sy Seun wat aan die kruis gesterf het en toe weer uit die dood opgestaan het, opgewek deur Vader God. En die tweede vraag, wanneer word die duiwel vir 1000 jaar gebind? Nou, daar is Christelike kerke en ander gelowe wat hierdie 1000 jaar sien as 'n letterlike 1000 jaar. Hierdie tyd staan bekend as die 1000-jarige vrederyk. Die tyd breek volgens die gelowe aan met die wederkoms van Christus wat hierdie mense sien as die eerste wederkoms. En dan is daar 'n 1000 jaar vrede met Satan wat gebind is. Israel word ook weer herstel tot die verbondsvolk van oud. En aan die einde van die tyd dan word Satan ontbind om die nasies te verlei. En daarna kom Christus weer om finaal te oordeel. Die mense wat Openbaring 20 so verstaan en so opsom, noem ons Gilealiste, né? Ek noem hierdie, want in ons land is daar baie mense, ook Christene wat so glo. Baie Christene glo dit. Die regte verstaan van Openbaring 20 is dat die 1000 jaar nie 'n werklike tydperk is nie, maar simbolies van 'n lang, volle tyd, God se tyd. Dit is 'n tyd met 'n begin en 'n einde. Die 1000 jaar is in werklikheid die tydperk van Jesus se geboorte tot en met sy wederkoms. En aan die einde van die millennium, die 1000 jaar, sal Satan vrygelaat word. 'n Laaste opstand teen God se koninkryk lei. En dan in die poel van vuur gegooi word, waar hy vir ewig sal bly. Sal ons lees in Openbaring 20 vers 7 tot 10. Soos die Here ons lei, sal ons dit volgende keer doen. Nou, Satan se arrogansie, né? God het vir Satan heilig, wys en baie mooi geskape. As gevolg van Satan se val is sy aard egter verdorwe, korrup. Satan het 5 ek wil gesê of dit geïmpliseer in Jesaja 14 vers 13 tot 14. En die ek wil stellinge is duideliker in Engelse vertalings. Wat is die 5 ek wil stellings wat die duiwel maak? Nommer 1, ek wil opklim in die hemel. Aangesien hy die aardsgerub was, is die enigste hoër posisie wat Satan sou kon hê, die een op God se troon. Maar hierdie eer en hierdie reg behoort aan Christus. Lees ons in Efesiërs 1 vers 20 tot 21. Nommer 2, ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Satan wou vir Michael as die aardsengel onttroon. En die derde een is, ek wil sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Op ander plekke word hierdie woorde gebruik om die messiaanse koninkryk te beskryf,
volgens Psalm 48:2 en Jesaja 2 vers 2 en Jesaja 4 vers 5 tot 6. En dus wou Satan die Messiaanse heerser van Israel word. 'n Vierde, ek wil uitspraak. Ek wil klim bo op die hoogtes van die wolke. Satan wou God se unieke heerlikheid vir homself toeëien. En die vyfde, ek wil gelykstel met die Allerhoogste. Wanneer daarna God verwys word as die Allerhoogste, onderstreep dit God as die eienaar van die hemele en die aarde, die hele heelal. Satan wou dus soos God wees in gesag, mag en beheer oor die hemele en die aarde. Ja, Satan is die vader van die leuen. Satan is steeds magtig en kan wonderwerke doen, maar hy is nogtans 'n beperkte wese. God plaas perke op wat Satan kan doen. Satan kan weerstaan word en ons sluit af. Ja, daar is een ding wat ons as kinders van die Here baie duidelik moet onthou en besef. Jesus Christus kom weer. Hy kom weer om te oordeel. Maak baie groot erns met hierdie waarheid. Glo in die Here Jesus en jy sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe by Jesus in die hemel as 'n erfenis ontvang vir ewig en vir altyd. Glo aan Jesus Christus, die Seun van God, ons heilige Vader, Jesus wat gesterf het en sy bloed gestort het sodat ons kan lewe, net soos Jesus wat die derde dag opgestaan het en lewe. Niemand, sê Jesus, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Volgende keer kyk ons na deel 2 en die nodigheid dat ons as Christen gelowiges sal weet, dat Jesus Christus wat na die wêreld gekom het, wat gekruisig is en opgestaan het, en na die hemel opgevaar het, die Satan gebind het, dat hy nie kon doen wat hy wou doen nie. God seën jou in Numeri 6. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So spreek God sy seën uit. Amen.